Numeri, hoofstuk 9. In die eerste maand van die tweede jaar nadat die Israeliete uit Egipte getrek het, het die Here in die Sinaï-woestyn vir Moses gesê: Sorg dat die Israeliete die Pasga op sy vasgestelde tyd hou. Teen sononder op die 14de van hierdie maand moet dit op sy vasgestelde tyd gehou word. Julle moet dit hou volgens al die reëls en regulasies daarvan. Toe het Moses die Israeliete beveel om die Pasga te hou. Teen sononder op die 14de van die maand, dit is die eerste maand, het hulle in die Sinaï-woestyn die Pasga gehou. Die Israeliete het presies gedoen soos die Here vir Moses beveel het. Onder hulle was daar egter 'n paar manne wat as gevolg van 'n dooie onrein was. Daarom kon hulle nie die Pasga op sy spesifieke tyd hou nie. Hulle het toe na Moses en na Aaron gegaan en vir Moses gesê: As gevolg van 'n dooie is ons onrein en kan nie die Pasga hou nie. Hoekom word ons dan uitgesluit om op hierdie dag offers saam met die res van die Israeliete aan die Here te bring? En Moses het hulle geantwoord: Bly julle eers hier, dan sal ek gaan hoor wat die Here se bevele is omtrent hierdie saak. En die Here het vir Moses gesê: Jy moet vir die Israeliete sê: Indien iemand onder julle, of selfs van julle nageslag later, deur 'n dooie onrein geword het, of selfs iewers op reis is, moet daardie persoon tog die Pasga vir die Here vier. Dan moet hy dit teen sononder op die 14de van die tweede maand vier. Die Pasga moet met ongesuurde brood en bitterkruie geëet word. Daar mag niks daarvan oorbly tot die volgende dag nie. Daar mag ook nie 'n been daarvan gebreek word nie. Dit moet presies gehou word soos wat die reëls en regulasies bepaal. Maar indien 'n persoon nie onrein is of iewers op reis is nie en tog nie die Pasga hou nie, moet hy onder sy volk verwyder word, want hy het versuim om die offer aan die Here op sy bepaalde tyd te bring. Hy sal verantwoordelik gehou word vir sy sonde. Die vreemdeling wat onder julle woon en die Pasga wil hou, moet dit ook volgens die reëls en regulasies daarvan vier. Daar is slegs een stel reëls vir die Israeliet, sowel as vir die vreemdeling. 'n Wolk het die tabernakel, die tent waarin die getuienis is, oordek die dag toe dit opgerig is. Gedurende die nag het dit soos 'n vuurboe oor die tabernakel gehang, tot die son opgekom het. En dit is hoe dit was. Gedurende die dag het 'n wolk oor die tabernakel gehang, en gedurende die nag 'n gedaante van vuur. Wanneer die wolk bo die tabernakel opgestyg het, het die Israeliete kamp opgebreek, en daar waar die wolk tot stilstand gekom het, het hulle weer kamp opgeslaan. Die Israeliete het op die Here se bevel kamp opgebreek, en op sy bevel het hulle weer kamp opgeslaan. Die Israeliete het al die werk van die Here gedoen wanneer die wolk vir lang tye bo kan die tabernakel gehang het. Dan het hulle nie verder getrek nie. Somtyds het die wolk net vir 'n paar dae oor die tabernakel gehang, maar hulle het telkens kamp opgebreek of opgeslaan op die Here se bevel. Somtyds het die wolk slegs van die vorige aand tot die volgende oggend oor die tabernakel gehang. Dan het hulle weer verder getrek wanneer die wolk bo die tabernakel opstyg. Dit het nie saak gemaak of die wolk slegs vir 2 dae of 2 maande of selfs langer bo die tabernakel gehang het nie. Wanneer dit daar gehang het, het hulle nie verder getrek nie. Hulle het slegs op die bevel van die Here kamp opgeslaan of opgebreek. Hulle het die instruksies wat die Here deur Moses gegee het nagekom.